Goeiedag en welkom by Vra Jou Vraag. Nou hierdie is episode 30 van Vra Jou Vraag. En vir episode 30 het ek 'n paar interessante feite. 30. Die ouderdom wat Orania in die jaar 2021 was. 30's. Die gemiddelde ouderdom van Oraniërs. Die gemiddelde Oraniër is min of meer 35 jaar oud. 30. Die ouderdom wat Frans gaan wees as hy 30 is. Nou ek het lekker lank terug Vra Jou Vraag aangebied, maar die vraag het nie ophou inkom nie. En wie kan raai wat is die vraag wat ek die heel meeste gekry het? Mense wil in Orania kom bly. Hier is die vraag: hoe kan ek, of wat moet ek doen om in Orania te kan kom bly? Nou ja, ons almal ken al die rympie. Die heel eerste stap is om 'n e-pos te stuur na verblyfreg by myorania.co.za. Dis so eenvoudig soos dit. As jy dit ernstig oorweeg om in Orania te kom bly, stuur vandag nog jou aansoek. En van daar af sal jy al die verdere instruksies kry. Nou waarom het Orania verblyfreg? Wel, Orania is 'n kultuurgemeenskap. Ons wil graag 'n Afrikaner kultuurgemeenskap bly. Mense wat hier in Orania kom vestig, moet deel in ons gemeenskap waardes. Ons wil byvoorbeeld nie hê dat ons geloof, Christendom, 'n minderheidsgeloof in ons eie gebied word nie, in ons eie Afrikaner tuiste nie. Verblyfreg is ons manier om binne die grondwet te verseker dat Orania 'n kultuurgemeenskap bly. Dit help ons ook om Orania veilig te hou. Verblyfreg word byvoorbeeld nie aan persone wat dwelms misbruik of 'n kriminele risiko is gegee nie. Verblyfreg kan ook opgehef word as jy die gemeenskap skade aandoen, soos diefstal of geweld. Dit is dus 'n natuurlike manier om Oraniërs te beskerm. Nou siene dat ek hierdie vraag so dikwels kry, het ek gedink dit is hoogtyd dat ek vir julle 'n bietjie meer inligting gee. Hier volg 'n paar leidrade. Stap 1. Doen aansoek vir verblyfreg. Begin nou al die proses sodat dit afgehandel kan wees teen die tyd wat jy wil intrek. Selfs al wil jy eers maande later intrek, handel hierdie proses sommer nou al af. Stap 2. Besoek Orania. 'n Mens moet immers weet waarna toe jy trek. Maak eers 100% seker dat Orania die dorp vir jou is. Kom gesels met Oraniërs, kom kyk watter geleenthede is en kom bly 'n paar aande in een van die gastehuise of sommer by die kampterrein oor. Stap 3. Verblyf. Maak daarom seker dat jy iewers het om in te trek. Daar is verskeie eiendomme in die mark. Orania se huurmark is ook tans baie gunstig. Om te huur is glad nie 'n slegte opsie nie. Besoek orania.co.za om kontakbesonderhede van die eiendomsagente te vind. Stap 4. Werk. Jy sal moet werk as jy wil oorleef. Tensy jy al reeds afgetree is, maar in daai geval is Orania ook 'n wonderlike en veilige opsie. Werk sal jy moet soek. Hier is niemand wat sit en werke uitdeel nie. Jou eerste verantwoordelikheid as 'n werknemer enige plek in die lewe is om vir jou werk te kry. Nou dit is vir my altyd lekker om te sien hoeveel mense navraag doen oor die proses om na Orania toe te trek. Dit lyk ook vir my asof dit al hoe meer word. Mense wil in Orania kom vestig. En dit is wonderlik. Want hoe meer mense in Orania is, hoe meer kan ons doen, hoe meer kan ons help en hoe meer mag het ons om ons eie besluite in ons eie omgewing te maak en te kan uitvoer. As jy nou al Orania wil ondersteun, al kan jy nog nie hier bly nie, is daar verskeie maniere om reeds betrokke te raak. Maak gerus 'n donasie deur hier te klik. Nou hier is 'n wat vir my lyk na 'n kwaai vraag en dit kom van ons YouTube kanaal af. Boet. As hulle vir julle kom, glo my, hordes na daai dorp. Boet, wil ek jou sien daar, gaan geen stop wees nie. Hierdie is vir my 'n tipiese as-argument. As die hordes gaan kom, as die kragtoevoer gesny gaan word, as die damwal opgeblaas word, as die maan uit die lug uit gaan val, dan gaan julle niks kan doen nie. En weet jy wat? Dit is 100% die waarheid. Daar is eenvoudig net sommige moontlikhede waarin ons niks kan doen nie. En daarom plaas ons ook nie ons vertroue in onsself nie. Self is ons tot niks in staat nie. Ons vertrou op God om hierdie verskriklike dinge te voorkom. Ons het 'n vertroue dat hy ons nie net sal beveilig en bewaar nie, maar dat hy ons die vaardighede en die hulpbronne sal gee om as 'n vrye Afrikaner volk te kan floreer. En daarom juis moet ons kant ook bring. Ons kan nie heeldag rondsit en dink, wat as dit gebeur of wat as dat gebeur nie. Dit is nie die praatjies van iemand wat volhard in geloof nie. Ons moet vertroue hê. Nou hierdie mentaliteit om 'n uitdaging vir elke oplossing uit te dink, word deur baie mense aangewend
as 'n verskoning om eerder maar net niks te doen nie. Ja, ek sien julle spreek die probleem aan, maar wat as dit gebeur? Julle kan maar net sowel los. Nou, Iraniërs het nie daardie mentaliteit nie. Enige iets kan enige tyd gebeur, ons weet dit. Dit gaan ons nie keer om aan te hou bou nie. En diegene wat eerder maar net wil terugsit met wat as spekulasies, moet dan maar so maak. Ons is egter nie bereid om saam met julle agter te bly nie. Nou goed, dit beteken ook nie dat ons niks moet doen nie. Sommige dinge is tog meer waarskynlik as ander. Daar is werklike uitdagings en werklike risiko's waarvoor ons voorbereid moet wees. Ja, veiligheid is een van hulle, maar ook ekonomiese uitdagings, maatskaplike uitdagings, interne uitdagings, politieke uitdagings en so gaan die lys aan. Maar siene dat dit die tema van die gesprek is, kom ons hanteer die veiligheidsaspek en die veronderstelling dat hordes gaan opdaag. Wat is meer realisties? 'n goed georganiseerde massa-aanval op 'n klein gemeenskap in die middel van nêrens met min hulpbronne en wat geen strategiese voordeel bied nie, of kleiner, geteikende aanvalle op geïsoleerdes, soos op plase, waar jy met min inspanning en teen min weerstand groot skade kan aanrig, waar jy 'n massiewe impak op gebiede wat nog selfs groter as Orania is kan hê, en terselfdertyd meer hulpbronne in strategiese areas kan beïnvloed. Watter een is meer waarskynlik? Watter een sien ons alreeds vandag gebeur? En wat doen ons daaraan? Wat kan ons doen daaraan? Begin deur nie 'n maklike teiken te wees nie. Deur naby mekaar te leef, of mekaar te ken, mekaar te ondersteun. Deur verantwoordelikheid vir mekaar te aanvaar. Ken jou omgewing, ken jou buurman, ken die mense wat rondom jou bly. Bou professionele en funksionerende instellings, insluitend veiligheidsinstellings. Dit is waar, ons kan nie beheer oor alles neem nie, maar dit is uiters belangrik dat dit waaroor ons wel beheer kan neem, ons beheer neem. Die res laat ons oor aan die genade van ons almagtige Vader. Anthony Manisa van Las Vegas, USA. Why don't you get the Afrikaners out of South Africa's slums or squatter camps? Move them to Orania. Goeie voorstel, en as ons kon, dan het ons dit al lankal reeds gedoen. En in 'n sekere sin is dit presies waarmee ons besig is. Hier skep ons 'n toekoms vir Afrikaners, 'n plek waar mense volwaardige lewens as bydraende gemeenskapslede kan leef. Afrikaner tuiste met 'n eie ekonomie, met besighede en winkels en kerke en kuierplekke en dienslewering en publieke areas en alles in Afrikaans, vir en deur Afrikaners. Nou, om 'n nuwe samelewing te bou, neem tyd en hulpbronne. Hoe meer kan kom help, hoe vinniger kan dit gebeur. Dan moet 'n mens ook baie volhoubaar ontwikkel. As jy net 'n klomp tente begin opslaan om mense te verskuif, dan help jy niemand uit 'n moeilike situasie uit nie. Jy verskuif eenvoudig net die moeilike situasie. As jy egter belê in onafhanklike waterstelsels, onafhanklike krag en elektrisiteitinstellings en 'n onafhanklike Afrikaner bestuur, dan skep jy 'n langtermynoplossing waar mense nie net oorleef nie, maar leef. So jy help mense om hulle self te help. Dit is die Orania strategie, om nie mense afhanklik te maak nie. Ons wil nie hê mense moet afhanklik van ander word nie, maar eerder dat elkeen die geleentheid kry om in sy eie omgewing te leef en dat hy bevoeg is om homself te help. Maar nou kom die vraag, waar kom die kapitaal vandaan? Wie gaan vir jou die geld gee om waternetwerke te bou? Wie gaan vir jou die hulpbronne gee om huise en strate en infrastruktuur te bou? Dink gou vir 'n oomblik aan en dink regtig, as jy, kom ons sê, vir 100,000 Afrikaners 'n geleentheid tot 'n beter lewe wil bied, wie gaan vir jou die hulpbronne, die grond en die mense om dit te bou gee? Waar kom dit vandaan? Die realiteit is dat hulpbronne nie net uit die lug uitval nie. Jy moet dit self gaan bymekaar maak. En elke Oranier werk al reeds daagliks daaraan. Dit is wonderlik dat Orania nou al 'n gestabiliseerde interne ekonomie het wat jaarliks groei. Maar as ons meer mense wil help en meer Afrikaners die geleentheid wil bied om hier te kan vestig, dan moet ons groter dink. Nou, dit is vir my lekker om te sien hoe meer daar groot projekte aangepak word. Hoe daar al hoe meer fondse losgemaak word om hier te kom belê. Baie dankie vir elkeen wat ook van buite af help. Ons het duisende vriende reg oor Suid-Afrika wat betrokke is by Orania. Ons het ook baie vriende, internasionale vriende, wat van buite af help. Dit is mense wat die Afrikaners saak ondersteun, al bly hulle nie eens in Suid-Afrika nie. Baie dankie daarvoor. As jy voel dat jy ook kan help, word deel van die Helpsaamfonds. Dit is 'n fonds wat juis kyk waar ons behoeftige Afrikaners volhoubaar kan bystaan. Met net R50 elke maand kan jy alreeds 'n groot verskil maak. Klik hier. Maries Heymans gee tans onderwys in China.
Ek wil weet wat kort Orania. Ek volg die Facebookblad en ek sien hulle bou 'n stad. Daar is 'n koffiewinkel tot hondesalon. Maar wat kort hulle? Watter aanvraag is daar? Of wat kort hulle meer van wat alreeds daar is? Ons kort baie dinge. Meer mense, meer huise, meer strate en meer erkenning. Alles wat ons nou het, net nog meer daarvan. Of bedoel jy watter besighede kort Orania? Nou daardie vraag is baie subjektief. Dit lyk vir my dat as jy vir die algemene persoon uit Pretoria uit gaan vra wat kort Orania, dan gaan hulle vir jou sê 'n golfbaan. As jy Orania se klimaat in ag neem, dan sal jy heel waarskynlik sê Orania kort meer koeltebome. As jy vir die studente vra, dan sou ek raai dat hulle antwoord sou wees dat Orania meer jongmensvermaak nodig het. As jy ons senior inwoners vra, dan sal hulle sê dat uitbreiding van ons mediese fasiliteite op aanvraag is. As jy ons entrepreneurs vra, dan sal hulle sê beter internetaansluitings is nodig. As jy 'n besoeker vra, dan sal hulle baie moontlik vir jou sê dat daar meer teerstrate nodig is. As jy die skole vra, dan sou ek raai dat daar 'n behoefte aan koshuise is. Maar jy het nie vir enige van hierdie mense gevra nie. Jy het vir my gevra. So nou kan ek vir jou sê wat ek dink Orania die meeste nodig het. En ek dink ons kort net nog meer mense met inisiatief. Soos jy kan sien is daar natuurlik baie opinies en baie spekulasie oor wat werklik nodig is, wat geprioritiseer moet word en wat nog kan bykom. My punt is egter dat dit nie help om te vra wat nodig is as jy nie van plan is om iets daaraan te doen nie. Op 'n punt was dit nodig dat ons eie elektrisiteitsnetwerk moet begin bou. Iemand het daardie behoefte raak gesien, maar ook aksie geneem om dit te begin vestig. Vandag produseer Orania meer as 40% van sy eie krag. Dit wat nodig is, word nie self vervul nie. Iemand moet dit gaan doen. En daardie mense het ons nog meer van nodig. Hier is reeds baie van hulle. Maar te veel van 'n goeie ding is fantasties. So om jou vraag te beantwoord. Orania het nog baie dinge nodig. En verskillende mense gaan verskillende dinge identifiseer. En vir my is dit wonderlik. Dit is juist die vryheid wat ons wil beleef. As Orania soos 'n oop veld voor jou lê en jy kan net begin droom wat om waar op te sit. Dit is vryheid. Wat ek dink nodig is die mentaliteit om daardie drome in werklikheid te verander. Mario Swanepoel uit Bloemfontein. Hoe groot is die potensiaal vir Orania om te groei? En ook, is dit julle wens om grootskaals uit te brei? Eendag, miskien? Hoe groot is die potensiaal vir Orania om te groei? Dit is 'n vraag wat ek vir jou moet vra. Gaan ons hierdie projek laat werk? Is julle gereed daarvoor? Hoe groot gaan ons hom maak? Die potensiaal vir Orania om te groei is baie groot. Al sit ons met niks nie, dan sit ons nog steeds met hompe potensiaal. Toe Orania reeds in die 1980s bedink was die Noord-Kaap as die streek met die laagste bevolking, maar die hoogste potensiaal geïdentifiseer. Die idee was nog nooit om 'n klein dorpie te stig nie. Die dorpie is maar 'n stap van die werklike ideaal. Vryheid. En ja, dan bedoel ek grootskaalse vryheid. Nou moet ek met jou eerlik wees. Hierdie is 'n vasbytspeletjie. Hierdie is 'n langtermynstrategie. Ons gaan op baie plekke dinge fisies van die grond af moet opbou. Die Afrikaner Vryheidsprojek gaan lank vat, baie kos en uitmergelend wees. Maar weet jy wat gee vir my hoop? Dit was nog altyd uitmergelend. Vryheid was nog altyd 'n uitdaging vir ons mense. Orania se strategie kan kortliks opgesom word as van dorp na stad, na streek, na staat. As jy so daarna kyk, dan eindig Orania se langtermynvisie nie by een Orania nie. Ons sal grootskaals moet uitbrei. Maar jy probeer nie oor die laaste hekkie van die resies te spring as jy nog nie eens oor die eerste 3 is nie. Dan gaan jy val en jy kan self seer kry. Daarom is uithou vermoë baie belangrik. Die Orania pioniers het geweet, hulle is met 'n langtermynstrategie besig. Nou soms is dit vir my hartseer om te dink dat baie van hulle al oorlede is en nooit sal sien waarin Orania ontwikkel het of kan ontwikkel nie. Maar dan motiveer dit my weer, want ek weet ek het 'n verantwoordelikheid om hulle droom te help verwesenlik. Baie dankie vir julle interessante vrae oor Orania. Dit is 'n nuwe jaar 2026 skop af en ek is gereed vir 'n klomp nuwe vrae. Volg gerus die skakel in die boksie net onderaan hierdie video as jy 'n vraag het en jou vraag op een van hierdie episodes wil laat beantwoord. En dan sien ek julle volgende keer weer.